Vader, ons sê vir U dankie vir 'n wonderlike geleentheid om in U naam by mekaar te wees. Here, ek dankie vir elke honger hart wat vanoggend hier sit, wat desperaat, wat honger is om 'n woord uit U mond uit te ontvang. Ek kom bely my gebreke, my tekortkominge, en ek vra dat U dit sal bypass en dat U sal spreek en dat U lewe en hoop en visie en clarity sal deponeer in mense se lewens in Jesus se naam. Amen. Ek het nou een aand kan ek nie slaap nie. En ek staan op en ek gaan surf die sportkanale op die TV en daar gaan niks aan nie, dis net golf en is sulke snaakse sportsoorte wat ek glad nie verstaan nie. En ek sit TBN aan kanaal 341 en daar's 'n pastor in Nigerië wat preek en ek vang letterlik die laaste 2 minute voor die program verby is, vang ek en ek sien op die skerm 2 Konings 2 vers 19 tot 22. En ek dink, ek gaan dit nou lees. Dit was seker so 2:00, 2:30 die oggend. En ek het dit gelees, en ek het dit weer gelees, en ek het dit weer gelees, en daai skrif praat met my, soos dit nog nooit met my gepraat het. Dit is baie bekende skrifgedeelte, julle almal ken dit, en ek begin sommer so notas te maak, soos wat goed by my opkom, en ek wil daarmee begin vanoggend. Ons praat vanoggend oor sout. En ek wil begin met hierdie skrif, en ek gaan nou die skrif lees, en dan gaan ek myself onderbreek, en net 'n paar gedagtes met julle deel, wat by my opgekom het terwyl ek deur hierdie skrifgedeelte gegaan het. 2 Konings 2 vers 19 tot 22. Vers 19 sê, die manne van die stad het vir Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed, soos my Heer kan sien. Nou kom ons stop net eers gou daar. Hulle kom sê vir Elisa, die ligging van die stad is goed. Met ander woorde, die area, die streek, die dorp, die stad, het baie potensiaal. Die ligging van die stad is goed. Die plek waar daar nou 'n probleem is, het eintlik baie potensiaal. En dan gaan hy aan en dan sê hy, die mense kom sê vir Elisa, maar die water is sleg. Water is lewe. Dit wat veronderstel is om lewe voort te bring, is nou sleg. Dit wat veronderstel is om lewe voort te bring, is impotent. Die rapport wat Elisa kry is, die ligging van die stad is goed, maar die water is sleg. En dan gaan die berig aan, en hulle sê vir Elisa, en die grond veroorsaak onvrugbaarheid. Nou die mens se oorspronklike mandaat is om vrugbaar te wees en om vrugbaarheid te bevorder te alle tye. Maak nie saak in watter omgewing nie, maak nie saak in watter sfeer van die samelewing jy geplaas, strategies geposisioneer is nie, jou roeping is om vrugbaar te wees en om vrugbaarheid te bevorder. Die stad het baie potensiaal, maar die water, dit wat lewe gee, is impotent, te sleg. En die grond veroorsaak onvrugbaarheid. Hoor wat antwoord Elisa. Elisa antwoord en hy sê vir hulle, bring vir my 'n nuwe skottel. Met ander woorde, 'n skottel, 'n houer, die Engelse woord container, wat nog nooit van tevore vir iets anders gebruik is nie. Interessant dat Elisa spesifiek dit vra. Bring vir my 'n nuwe skottel, een wat nog nooit voorheen vir enigiets gebruik is nie. En gooi daar sout in. Nou jy sien, sout werk bederf tee. Dis een van die groot eienskappe, een van die groot funksies van sout. Dit werk bederf tee. So Elisa sê, bring vir my hierdie nuwe skottel, gooi daar sout in, en hulle het dit toe na hom toe gebring. Die volgende vers sê, daarop gaan hy uit. Toe ek het lees, toe
is dit asof my gedagtes gearresteer word daar, hy gaan uit. Is dit hierdie groot opdrag nie? Om te gaan, hy neem aksie, hy het sout in 'n houer, en nou gaan hy met sy sout. Hy neem aksie. Hy gaan na die plek waar die water uitkom. Hy gaan na die probleemarea toe. Hy gaan na die oorsprong, die wortel van die probleem toe. Ons het gesien, die water is sleg. Die water is impotent. Nou is hy bemagtig met sout. En hy gaan na die probleemarea toe. En hy gooi die sout daarin. Hy gooi die sout daarin. En hy sê, so spreek die Here. Met ander woorde, hy sê nie net nie. Wat hy nou sê, is wat God sê. So spreek die Here. Die oomblik wanneer ons sê wat God sê, dis die Griekse woord homologio. Homo wat beteken dieselfde, logio, logos, woord van God. Met ander woorde, homologio sê, nou spreek ons dieselfde as wat God spreek. So hy voeg sout in die water. Die sout word ingegooi, word gedompel in die oorsprong van die probleem. En saam met dit sê hy wat God sê. So spreek die Here. Ek het die water gesond gemaak. Daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. En die water, hier's die resultaat van wat nou net hier gebeur het. Die probleem was, kom ons begin met die potensiaal. Die ligging van die stad was goed. Daai stad het baie potensiaal gehad, maar die water was sleg en die grond was onvrugbaar. Hy vat sout, hy vat dit na die probleem toe, hy dompel dit in die probleem en hy sê wat God sê en die uitkoms hiervan was die water het gesond geword tot vandag toe volgens die woord van Elisa wat hy gespreek het. Met ander woorde, die sout het dood en onvrugbaarheid verander in lewe en vrugbaarheid. Die sout het dood en onvrugbaarheid verander in lewe en vrugbaarheid. Dis wat hier gebeur het. En dan sluit dit af en dit sê, en daarvandaan het Elisa opgegaan na Bethel. Nou Bethel, soos julle weet, beteken huis van God. Dit beteken house of God. Ons is sedert ons wedergeboorte van die huishouding van God. Dis waarin ons gebore is by wedergeboorte en dis waarheen ons van hier af gaan na die boesem van die Vader. Ok, nou, wees nou versigtig. Moenie die ding verkeerd verstaan nie. Sout is nie 'n lisensie nie. Moet asseblief nou nie 'n sout en water bediening begin nie. Die Salt and Water Ministries en hier in die fisiese verstrengel raak en sout op goed loop strooi in jou skoonma se agterplaas waar jy probleemareas identifiseer, gaan sout strooi nie. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Ons wapens is geestelik. Ons loop nie meer met 'n sakkie sout rond in die nuwe verbond nie. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, dis nie fisies nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word in die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus. Ons wapens is geestelik en is kragtig om vestings neer te werp. Matteus 5 vers 13 sê, julle is die sout van die aarde.
In die era van die nuwe verbond dra ons nie meer die sak sout saam met ons nie. Ons is die sout. Ons is die oplossing. Nou, die sout moes in die water gegooi word. Die sout moes aangewend word. In die sak of in die emmer of in die houer het die sout niks beteken nie. Die sout het geen effek gehad nie. Die sout het geen impak gehad solank dit in die houer was. Die sout moes aangewend word. Toe ek dit lees, toe raak ek opgewonde oor sekere goed, maar daar is ook so onstuimigheid, frustrasie in my binneste oor sekere ander goed gewees. En ek dink toe, Ewion Park in Woester is vir verkeerde redes deesdae op TV. Daar's kort 'n program oor Ewion Park dat bende aktiwiteite hand uitruk en dat jeugdiges bende leiers geword het en dat daar talle onwettige vuurwapens gebruik word en dat mense al dood is in bende gevegte. En dan dink ek daaraan dat die Here ons as gemeente geroep het vir Ewion Park. En ons is op hierdie stadium met 3 bedieninge, met 3 projekte in Ewion Park ingegrawe en baie goed gevestig om 'n impak te maak. Daar het al honderde mense in Ewion Park fietsse ontvang via hierdie bediening. En die ontvang van die fiets is maar 'n platform vir wat ons eintlik daar doen. En die Here roep ons en hy stuur ons in die probleemarea in om sout te wees. En kyk nou wat gaan gebeur oor tyd in Ewion Park. Ons het die afgelope 2-3 weke het ek gebid hier oor 'n ding. En ek moet eerlik met jou wees, dis nie ek nie. Dis nie my ding nie. Maar vir een of ander rede het die Here gekom en deur sy gees het hy my so opgewonde gemaak oor hierdie nuwe projek soos wat ek in jare nie was nie. Ons gaan binnekort as gemeente gaan ons in Overhex gaan ons 'n volwaardige gemeente plant onder plaaswerkers. En ons gaan dit voluit doen met nuwe lidmaatskapklasse, met woordskool, met Sondagbyeenkomste, met lofprysing en aanbidding, met opleiding vir selgroep leiers en dies meer. Daar's 'n oes wat wag. Daar's 'n braakland. En ons gaan dit doen en dit gaan geleentheid skep vir jou om sout te wees. Binne dit kan nie elke Sondag gaan aanbidding lei daar nie. Daar gaan mense opstaan wat daai passie en daai salwing het en hulle gaan dit doen. Ek gaan nie daar Sondag preek nie, jy gaan. Ons gaan mense mobiliseer om kinderkerk te gaan gee vir daai honderde kindertjies. Ons gaan mense mobiliseer om te gaan nuwe lidmaatskapklasse aanbied. Ons gaan mense mobiliseer om berading en bevryding te doen. Dit gaan 'n spanpoging wees en ons gaan sout wees. Dankie vir daai 3 amens. Ons is geroep om onsself in die situasie te gooi. En broer en suster, hoor my vanoggend mooi. Ek het my verskriklik opgewerk oor die apatie onder baie van ons mense. Baie van ons mense kom een keer in 'n maand of in 6 weke kerk toe. Courtesy visit. Baie van ons mense saai nie. Maar weet jy wat? Ek is verby dit. Die Here het vir my gesê, work with a remnant. Work with a remnant. There's a new wave coming. En dan gaan dinge gebeur en God gaan deur sy gees 'n deposito maak in mense se lewens en in huise, gemeentes se lewens se bestaan. En as jy
nie gaan vlam vat nie, dan gaan jy nie deel wees van dit wat gaan gebeur nie, dan gaan God ander mense oprig. Dis so eenvoudig soos wat dit is. Ek het hier neergeskryf, toe ek nou sien wat hier gebeur het in die stad, die mense kom sê vir hom, wat is die probleem? Ek dink, dis reg. Hy was 'n godsman, Elisa was 'n gesalfde man van God, en hulle bring die situasie na hom toe. Maar wat Elisa toe doen is, Elisa spreek die probleem aan. Hy spreek nie die probleem nie. Hy spreek die probleem aan. Nou die woord sê vir my, sê vir ons, hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld was. Nou wie was die grootste hierso? Die water wat dood en impotent was? Die grond wat onvrugbaar was? Of die sout? Die sout was groter as die water wat impotent was, en die sout was groter as die grond wat onvrugbaar is. Right. Met ander woorde, die oplossing, die sout, is sterker as die probleem. Nuwe Testament, Nuwe Verbond, ek en jy is die sout van die aarde. Met ander woorde, ons is sterker as die probleem. Ons praat gedurig oor die probleem. Ons praat oor die politiek, ons praat oor die bendegeweld, ons praat oor van Nkandla tot Kaapstad, alles wat verkeerd is. Ons is die oplossing. Ons is die sout. En wat die woord duidelik hierso sê is, die oplossing is mos nou sterker as die probleem. Ons moet net aangewend word. Die probleem is, die kerk is soos daai houer wat die sout bevat, maar is nog nie aangewend nie. Is passief, is apaties, onbetrokke, lauwarm. Hier kom 'n golf, hoor wat ek vandag vir jou sê, hier kom 'n Heilige Gees golf, wat die dinge gaan roer. En ek wil jou uitdaag, as jy vanoggend hier sit, met 'n lauwarm hart voor die Here, maak jou hart oop, wees nederig en erken dit teenoor hom. En maak jouself oop vir hierdie golf wat kom. Dit gaan vir jou vat uit jou lauwarm staat en jou kragtig toerus om sout te wees. You see, we nibble on the things of this world and we lose our appetite for God. Dis hoekom mense in die kerk toe kom nie. They lost their appetite for God. Alle ander goed is prioriteit. I lost my appetite for God. Ek wil ietsie sê oor the law of the rudder. Die wet van die roer. Jakobus 3 vers 4 tot 6. Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgery word hulle gestuur deur 'n baie klein roer wat net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit was daai tyd al so. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensverloop aan die brand en word uit die hel aangespreek. Sterk woorde. Dis die krag van die tong. Omdat ek en jy na God se beeld geskape is, het jou woorde, jou tong, het groot krag. God spoke the universe into being. God het gespreek en hy het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. He spoke the universe into being. Dis die krag van die gesproke woord. Ek en jy is na God se beeld geskape. Daarom dit wat ons spreek, dra groot krag. Of jy positief in lewe spreek en of jy negatief in dood spreek, wat jy spreek, dra groot krag. Nou hoor gou hierso.
1 Johannes 5 vers 4. Want enige een, nou kyk, enige een is enige een. Nee, dit sluit almal in. Want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. Dis nie gereserveer vir pastore en vir domintees en biskoppe en mense in voltydse bediening nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. Ons is almal sout. Elkeen van julle wat hier sit, is sout. En daar waar jy is, jou werksplek, is net soveel jou roeping as wat dit my roeping is om hier voor te staan volg. Jy strategies geplaas daar waar jy is. En daar waar jy is jy sout en kan jy die sondige wêreld oorwin. Sout was sterker as die impotente water en sout was sterker as die onvrugbare grond. Die oplossing het die probleem geneutraliseer. Ons moet net begin wakker word en besef ons is sout, ons is die oplossing. En ons moet aangewend word om 'n verskil te maak. Ons kan nie in die houer bly nie. Jy het geen effek, jy het geen impak. Solank jy met al hierdie potensiaal sit, maar jy word nie aangewend. Julle weet wat die woordjie seën beteken. Om te seën beteken om iemand te bemagtig in die naam van die Here om voorspoedig te wees. Die woord sê ons is die geseëndes van die Here. Met ander woorde, ek en jy is alreeds goddelik bemagtig om voorspoedig te wees. En om ander mense voorspoedig te maak. Om dit wat impotent is, potent te maak. Om dit wat onvrugbaar is, vrugbaar te maak. Ons is reeds goddelik bemagtig om dit te doen. Maar nou wil ek net ietsie ingooi hierso. Ons kan ook die seën van die Here blokkeer. Ons kan. Ek is 'n genadeprediker, unapologetically. Ek glo nie iemand sal my ooit anders oortuig nie. Die evangelie en die hele verlossingsleer is deur spek daarvan, maar dit bly 'n realiteit. Ons kan die seën van die Here in ons lewens blokkeer. En hierso is waarskynlik die grootste rede hoekom baie Christene nie vloei in die seën van die Here nie. Jakobus 4 vers 6. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Wat ontsluit God se genade in jou lewe? Wat is genade? Onverdiende guns. Wat ontsluit God se onverdiende guns in jou lewe? Nederigheid. Wat kan dit potensieel blokkeer? Hoogmoed. Nou, ek wil net ietsie sê oor hoogmoed. Ek het gaan Google in Christen bronne en in sekulêre bronne om te sien wat is hoogmoed. Maar ons moet weet, ons moet nie net terme rondgooi nie. En wat ek op afgekom het was nogal vir my 'n ontnigtering. Het sê hoogmoed is, jy dink jy sien helderder as ander. Jy ontvang nie inspraak nie. Jy onderwerp jou nie aan gesag nie. Jy's lig geraak. Jy's nooit verkeerd nie. Jy sê moeilik, jy's jammer. Jy's maklik offended. Dit gaan altyd oor jouself, jou tyd, jou kinders, jou loopbaan, jou gerief. Jy soek aandag en erkenning by mense. Hoogmoed is om mense te manipuleer om jou jammer te kry. Hoogmoed is snobisme, om beter te probeer voorkom as ander. Hoogmoed is om te dink jy kan jou probleme self oplos. En dan 'n gewilde een, hoogmoed is om te voel jy's te nagekom en daarom skuld die lewe jou. Dis erg as ons aan dink. Ek dink ons almal is tot 'n mate skuldig aan hoogmoed. Verskillende grade. Maar is rof as die woord vir ons sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. So as ons die seën van die Here in ons lewens wil blokkeer,
dan moet ons toegee aan 'n gees van hoogmoed. Hoe aktiveer ons die geseënde lewe? Hoe beland ons in die stroom van God se seëninge? Toevallig op dit afgekom. En is so bekend. Ons aktiveer die seën van die Here met die saligsprekinge in Matteus 5. Matteus 5 van vers 1 tot 12, jy kan dit gaan lees. Dit sê Jesus toe hy die menigte sien, het hy teen die berg opgegaan, hy het gaan sit. Sy disippels kom nou na hom toe en hulle sê, en hy het hulle toe begin leer en hy sê vir hulle, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseënd is jy as jy weet hoe afhanklik jy van God is. Volgende een sê, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die sagmoediges, in teenstelling met die hoogmoediges. God weerstaan die hoogmoediges. Hierdie skrif sê vir ons, die sagmoediges is geseënd. En hy sê, geseënd is die vredemakers, in teenstelling met die wat met hulle tonge vure aansteek. En as te veel Christene wat lief is om vure met hulle tonge aan te steek, besop, daai vuur gaan jou brand. Jy is aan Satan se kant, as jy nep, skinder, negatief praat en vure aansteek. God is nie in dit nie. En ek het lank al die besluit geneem, moenie by my kom nep oor enige ander Christen nie. Ek blok jou net daar, want die oomblik as ek my oopmaak en dit ontvang, al sê ek net vir myself, ek gaan dit net uitluister en dan oorweeg, dan is saad gedeponeer en jy gaan sukkel om te keer om nie beïnvloed te word. Want jy het jou oopgemaak vir 'n demoniese strategie. Conspiracy is the opposite of unity. Of laat ek liewer sê, dis die demoniese teenpool van eenheid. Ek sluit af. Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het, verlede tyd, met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Broer, suster, jy is die geseënde van die Here. Jy is sout. Jy kan die impotensie en die onvrugbaarheid en die disfunksionaliteit rondom jou verander in vrugbaarheid, in lewe, en dit verander in iets wat perfek funksioneer